Goeiedag geliefdes, dis vir my wonderlik om weer saam met julle te wees rondom die woord van die Here. Jy moet onthou dat as ek hierdie Psalm 119 met u deel, enerzijds omdat dit 'n psalm is wat die normale mens nie sommer net lees nie, dis te lank en mense gaan daarby verby. En ten tweede praat ek sommer net uit die hart uit. Ek het nie 'n klomp kommentare wat ek naslaan nie. Ek praat bloot met u van wat my belewenis is as ek die teks lees, die teks oordink en met u praat ek sommer uit die hart uit. So aanvaar dit asseblief dat ek nie teologies of op 'n baie geleerde wyse na u toe kom nie, maar bloot met u uit my hart uitpraat soos wat die Here met my praat. Nou, ons is nog steeds by Psalm 119 en ons staan vandag stil daar by die 46ste vers. En dit klink so: Ook wil ek voor konings van u getuienisse spreek en my nie skaam nie. Ons het laas keer met mekaar gepraat oor vers 44. Dan wil ek u wet altyd deur onderhou vir ewig en altyd. En in die ruimte wandel, want ek soek u bevele. Nou as ek net ou woordjie kan sê, daardie enkele woordjie, want ek soek u bevele, was vir my so uitdagend, dat die psalmis sê, ek vors na, ek kyk intens, ek soek daarna om te hoor wat die Here vir my sê, sodat ek dit in my lewe kan implementeer, en sodat ek in die wil van God kan wandel. Dit is 'n geweldige woord om te sê, ek soek, ek streef daarna, om te hoor wat u vir my sê. En dit behoort vir elke kindjie van die Here seker waar te wees, dat ons almal ingestel moet wees daarop om te sê, wat sê God in sy woord vir my? Nou kry ons weer daardie klein maar baie konkrete woordjie, ek wil. En wanneer hy hierdie woordjie ek wil gebruik, wil ek net weer vir die daarop attent maak, dit stel maar vir my die ingesteldheid van die hart van die mens. Dit is uit die hart van die mens wat hy sê ek wil. Ek wil u gebooie onderhou. Maar nou sê hy, ek wil 'n getuie vir u wees. Ek wil 'n getuie van u wees. Vir u wees en van u wees. En dit is bloot om te vertel, wat het ek van God beleef? Wat beteken God vir my? En met ander mense te deel wat die Here in my eie persoonlike lewe vir my doen of gedoen het. Natuurlik spreek dit van self, dat ek hier praat feit uit 'n verhouding wat ek met die Here het, 'n wandeling wat ek met God het, en wat die Here vir my dan in die proses geleer het. Daar is vir my 'n kosbare mooi gedeelte daar in 1 Johannes, die 1ste hoofstuk, as Johannes sê, wat van die begin af was, wat ons gehoor het, wat ons oë gesien het, wat ons aanskou het en ons hande getas het, aangaande die woord van die lewe. En die lewe is geopenbaar en ons het dit gesien, en ons getuig en verkondig aan julle die ewige lewe, wat by die Vader was, en aan ons geopenbaar is. Wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle, sodat julle ook gemeenskap met ons kan hê, en ons gemeenskap is met die Vader en met sy Seun Jesus Christus. En ons skryf hierdie dinge aan julle, sodat julle blydskap volkome kan wees. Dis 'n opsomming van wat die psalmis sê. Ek wil getuig van u, ek wil voor mense gaan staan en vir mense sê wat die Here sê. Ek wil voor konings gaan staan. Ek wil voor die leiers van my volk gaan staan. Ek wil soos die profete van ouds, wil ek die leiers van my volk aanspreek om te sê, so sê die Here. Geliefdes, dit is 'n baie belangrike ding vir die kerk van die Here, en vir ons as gelowiges, dat ons die kerk of die staat sal aanspreek, en die goddeloosheid van die tyd sal aanspreek. Die profete in die Ou Testament het God se woord oorgedra. En dit is jou en my roeping, veral in 'n tyd waarin dit so dringend nodig geword het,
ons eie land Suid-Afrika, as ons weer aan mense kan voorhou, wat is die weë van die Here, wat sê God, en sodat ons weer die volk van die Here in die weë van die Here kan wandel. Is dit nie so nie, as 'n koning die Here dien, dan dien die volk die koning, die Here. Maar die vice versa is ook waar. As die koning 'n goddelose koning is, dan word die totale volk goddeloos. Ons kry dit mos in die hele Ou Testament. Waar 'n koning die Here gedien het, het hy die volk teruggebring na die weë van die Here en na die woord van God. Waar 'n koning egter goddeloos was, het die hele volk goddeloos geword. En wanneer ek hierdie woorde met u deel, dan sê ek, die kerk van die Here het 'n totale, geweldige verantwoordelikheid. God het sy kerk in hierdie wêreld geplaas. Die gelowiges, die ware kinders van God, het hy in hierdie wêreld geplaas om vir hierdie wêreld 'n getuie te wees van die reddende genade van God, van die herstellende genade van God en van die liefde van God wat uitreik na verlore gaande mense. Dis egter vir my jammerlik om vandag vir u te sê, die kerk het die volk gefaal. Die kerk het gefaal in sy roeping. Die kerk is nie meer besig met mense om mense vir die Here te bereik nie. Die kerk het as dit ware 'n plek geword waar ons met mense met mooi storieetjies vertel en mooi storieetjies meedeel. Maar ons kom nie meer by die werklike kern daarvan uit, dat mense by die Here Jesus Christus moet uitkom nie. Is die kerk dan nie ook aandadig aan die verval wat daar is nie? Het die kerk nie gefaal in sy plig om mense na God toe te lei nie? Ek verstaan so baie goed as Petrus kom sê, die oordeel van die Here gaan begin by die huis van God. Ons wat nie gedoen het, waartoe God ons geroep het nie. Geliefdes, wie moet vir die wêreld vertel, behalwe hulle wat God ken? Wie kan praat van reddende genade, behalwe hulle wat reddende genade ontvang het? Daarom het God vir sy volk gesê, vir sy disippels gesê, vir die apostels gesê, gaan die hele wêreld in. Gaan verkondig die evangelie. Gaan vertel vir mense van die reddende genade van God, sodat mense tot inkeer kan kom. En nou sê die woord van die Here vir my, die oordeel van God gaan begin by die huis van God. Weet jy, ek dink onwillekeurig, en ek wil dit tog vir u voorhou, daar by Romeine die 1ste hoofstuk vers 18, is daar 'n geweldige woord. Want die toorn van God word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van mense wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk. Vers 28. Omdat hulle nie moeite werd geag het om God in erkenning te hou nie, het God hulle oorgegee aan 'n slegte gesindheid om te doen wat nie betaam nie. Die toestand van ons land vandag, vra ek maar myself, is ek nie ook aandadig daaraan, dat die volk afvallig geraak het, omdat ek stil geraak het, en nie meer praat oor God en sy verordeninge nie. Die woord van die Here staan nog steeds vas, geliefde. 2 Kronieke, die 7de hoofstuk, vers 14 en 15. As my volk, oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid en my aangesig soek, en hulle bekeer van hulle verkeerde weë, dan sal ek hulle land genees. Dan sal ek hulle gesond maak. Die opdrag van God is daar vir die kerk van die Here om getuie van die lewende God te wees. En as daar iets is waarvoor ek en jy moet bid, vir ons eie persoonlike lewe, maar ook vir die kerk, is dit dat God weer sal terugkeer na die kerk toe. Dat die kerk weer tot bekering sal kom om die woord van God te verkondig. Geliefdes, ons het 'n roeping. En ons roeping in hierdie wêreld is Romeine 12 vers 1 en 2. Ek vermaan julle dan, by die ontferminge van God, dat julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is.
Is dit nie wat die Here vir ons daar in Matteus die 5de hoofstuk by vers 13 sê nie? Julle is die sout van die aarde. Maar as die sout laf geword het, waarmee sal dit gesout word? Dit deug nêrens meer voor as om buite gegooi deur die mense vertrap te word nie. Julle is die lig van die wêreld. 'n Stad wat bo op 'n berg lê kan nie weggesteek word nie. 'n Mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder 'n maatemmer nie, maar op 'n staander. En dit skyn vir almal wat in die huis is. Laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemel is kan verheerlik oor dit wat hulle sien. U sien, ek en u het 'n roeping. Ek en u het 'n getuienis in hierdie wêreld. En Paulus stel dit aan die Korintiërs in 2 Korintiërs 2 vers 14 en 15. God sy dank wat ons altyd laat triomfeer. En die reuk van sy kennis deur ons oral versprei. Want ons is 'n aangename geur van Christus tot eer van God, onder die wat gered word en onder die wat verlore gaan. Ons het iets toegelaat in hierdie land wat teen God indruis. Ons het toegelaat dat die staat vir die kerk sê wat hulle mag sê en nie mag sê nie. Geliefdes, dis 'n goddelose stelsel. Nog nooit in die Bybel het die staat vir die kerk voorgeskryf wat hy mag sê en wat hy nie mag sê nie. En nou het die staat selfs goddelooslikhede goedgekeur en dit wettig gemaak. Wat het die staat met Jesus gedoen? Die staat het Jesus uit die grondwet uit verwyder. Die staat belet jou om 'n getuie vir God op skool te wees. Die staat wil die getuienis van die kerk inkort. Jy mag nie toelaat dat die staat vir die kerk voorskryf nie. Dis die kerk se roeping en dis die profeet se roeping om die staat terug te bring na God toe. Daarom moet ons weer bid dat God manne sal opwek wat sal praat oor God, wat die staat sal oproep tot werklikheid, tot terugkeer na God se woord toe. Die kerk het vervalle geraak. Die kerk het wêrelds geraak. Die kerk het self al goddeloosheid wat God se woord eksplisiet verbied, het die kerk alself toegelaat en praat hy goed. Ag geliefde, wanneer laas het jy 'n boodskap gehoor oor wedergeboorte? Wanneer laas het jy 'n boodskap gehoor oor sonde wat ons voor God moet kom bely? Wanneer laas het jy gehoor dat goddeloosheid aangespreek word en dat mense nog preek vir verlore gaande mense, dat hulle op pad na 'n ewige hel en 'n verdoemenis is en dat hulle God nodig het as saligmaker? Weet jy, ek verlang na die dae van 'n Willie Maree. Ek verlang na die dae van 'n professor Kotse, wat die woord van God onverskrokke verkondig het en die kerk het geweet dat hy glo aan God. Dat hulle die Here se woord eerbiedig en dat hulle mense by die Here uitbring. Vandag word daar vir die mens gepreek vrede, vrede, terwyl daar geen vrede is nie. Die toorn van God is oor Suid-Afrika. Die toorn van God is oor goddeloosheid. God gaan goddeloosheid straf. God sal nooit goddeloosheid goed praat nie. Hoe dit gebeur in hierdie land wat ons 'n Christelike land noem, dat die naam van Jesus Christus uit die grondwet weg is. Hoe dit gebeur dat ons belet word om oor Jesus Christus te praat. As ons dan Christene is, waar is ons getuienis? Waar is ons stem wat die staat teestaan en sê, ons weier in God se naam. Al moet ons dan ook ly, maar ons sal nie stil bly oor wat sê God nie. Ek staan by die Bybel, so sê die Here. Daarom wil ek vir u sê, dis vir my geweldig, mense weet nie dat hulle verlore is nie. Mense reken dat alles maar reg is. Die kerk waarsku hulle nie. Die kerk sê nie vir mense dat hulle nog wedergebore moet word nie. Die kerk verkondig nie aan mense dat hulle verlore is op pad na 'n ewigheid sonder God, sonder hoop nie. Die mens steun op sy doop. Die mens steun op ondervindinge wat hy gehad het. Maar hy ken nie Jesus Christus as verlosser nie. Hulle sit binne in die kerk. Hulle is getrou om kerk toe te kom. Hulle het goeie waardes, hulle het goeie ordes.
maar hulle ken nie vir Jesus Christus nie, en daar is niemand wat dit vir hulle vertel nie. Ek wil vandag vir u sê, geliefde, as predikante weer sal opstaan en vir mense ware goddelike wedergeboorte en bekering van sonde verkondig, sal mense reageer. Mense sal die stem van God hoor. Die Heilige Gees sal oortuiging in harte werk. Maar mense weet nie, want dit word nie vir hulle gesê nie. Oor die geweldige woord in Esegiel 3. As jy 'n woord van God hoor en die goddelose nie waarsku nie, gaan ek sy bloed van jou hande eis. As jy egter die goddelose gewaarsku het, dan is sy bloed op sy hande. Ek wonder hoeveel van ons gemeentes en mense rondom ons se bloed sit aan u en my hande, omdat ons hulle nie gewaarsku het aangaande hulle goddelose lewe, dat hulle tot God moet bekeer nie. En die Here sê, ons het stilswyend gebly. Is ons dan nie voor God skuldig nie? Is ons dan nie verantwoordelik voor God dat ons nie vir hierdie mense gesê het nie? Hulle stemme gaan teen u en my roep. Hulle gaan 'n getuie teen u en my wees om te sê, as jy maar net vir my gesê het. Ons sing 'n lied. Moet ek gaan met leë hande? Moet ek so my God ontmoet? Nie een siel gelei na Jesus, niks te offer aan sy voet. Geliefde, sê vir my, is ek en jy nog getuies? Ek wil getuig. Ek wil voor konings gaan getuig. Ek wil voor mense gaan getuig. Ek wil vir mense gaan sê dat hulle verlore is. Ek wil vir hulle gaan vertel wat God sê. Ek stel belang in die verlore gaande siele wat Jesus Christus nie ken nie. En geliefdes, as ek vandag vir jou hierdie dinge sê, dan praat ek met myself. Ek het baie ernstig my eie hart ondersoek om te sê, Here, ja, selfs ek is skuldig. Selfs ek praat nie meer soos ek behoort te praat nie. Here, is daar nog 'n brandende hart in my vir verlore gaande mense? Raak dit my nog dat mense gaan? Ek dink aan die woord van die Here wat sê, wie sal vir ons gaan? Ek soek iemand om in die bresse te staan, om net te gaan getuig, om mense net te waarsku oor hulle goddelose lewe, en ek kry niemand nie. Bid ons self nog vir ongelowiges. Roep ons nog uit die diepte van ons hart, dat God sal ingryp, en mense tot bekering sal bring, en dat God mense se harte sal verander, of het ons tevrede geraak, dat ons het ontvang, en ons het nie hart vir mense nie. Ek dink aan die getuienis van 'n man, John Knox, wat ernstig gebid het, en hy het hierdie gebed gebid, give me Scotland or I die. Sy mede-vernoot sê, hy was so aangegryp deur die nood van Skotland, dat hy letterlik liggaamlik begin ly het en gesê het, give me Scotland or I die. God het Skotland vir hom gegee. God het Skotland aan hom toevertrou, want God het 'n man gesien met 'n hart wat gesê het, Here, Skotland kan nie verlore gaan nie, vertrou hom aan my toe. Ek dink aan 'n man soos Moody, wat vir die Here gesê het, Here, gee dat ek nie een aand sal gaan slaap, as ek nie ten minste 2 mense aan Jesus Christus elke dag voorgestel het nie. Daar was sy ywer. Hy het elke dag gesoek om met iemand te praat, om teenoor iemand te getuig. Die apostel Paulus stel dit, die dwang is my opgelê, en wee my as ek my swaard van die evangelie terughou. Ag geliefde, u ken mos die gedeelte daar in Romeine, wat vir ons die volgende woorde sê, en ek wil dit vir u lees. Daar in Romeine die 10de hoofstuk kry ons mos daai baie bekende woord, wat Paulus hier spreek, as hy hierdie woorde sê. Hoe kan hulle hom dan aanroep en wie hulle geglo het nie? En hoe kan hulle in hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? En hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie? Soos geskrywe is, hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig, van die wat die evangelie van die goeie verkondig. Hulle hoor dit nie meer nie. Hoe kan hulle glo? Hoe kan hulle 'n verhouding met hom hê as nie meer praat nie? Geliefdes, Jesus Christus het gesê, die volk is so dwaalende skape. Hulle is losgelaat onder die wolwe. Mense kaap hulle, mense mislei hulle, omdat die kerk van die Here nie meer die waarheid praat nie. En geliefdes, kom ons vra net weer vir mekaar.
Wat is die einde van 'n mens wat Jesus Christus nie ken as saligmaker nie? Glo u nog dat daar so iets soos die hel is? Glo u nog dat iemand sy lewe vir tyd en ewigheid in 'n toestand gaan wees sonder hoop, sonder God in die hel? Ek herinner my aan 'n verhaal wat ek al reeds met u gedeel het. Wat hierdie veroordeelde, doodveroordeelde, wat die kapelaan hom gaan sien en vir hom praat oor sy siel, oor die ewige verlorenheid, hy moet regmaak met God. Nadat die kapelaan met hom gepraat het, was sy woorde die volgende: Dominee, as ek moet glo wat jy nou net vir my vertel het aangaande 'n ewige verderf, sal ek Engeland op gebreekte glas oorkruip om mense te waarsku. Glo jy nog, as mense nie by Jesus Christus uitkom nie, gaan hulle hel toe? Wat 'n reaksie is daar by jou en my? Hoe reageer ons? Wat doen ons aangaande die verlore toestand van mense? Ek wil as dit ware die woorde gebruik van Klaagliedere 1 vers 12. Raak dit jou nog? Is dit nog diep in jou hart gesetel? Ag, as ons nou ons eie land kyk, geliefdes, ek hoef nie vir u te sê nie, waar is ons? Waar is Jesus? Waar is die werklike predikers in hierdie land wat nog die waarheid van God uitbasuin? Geliefdes, ons deel op hierdie oomblik in Suid-Afrika onder die oordeel van God. God is uitgeskuif en daar kom 'n tyd dat God sy volk oorgee aan goddeloosheid en sê, laat hulle self dan nou maar verdelg as hulle self wil verdelg. Ek en jy is die enigstes wat dit kan terughou. Ek en jy is die enigstes wat dit kan weerhou, wat vir ons land kan intree. My hart skreeu as ek hoor wat vir teologiese studente gesê word by hulle opleiding aangaande Jesus. Hy is die enigste verlosser nie. Aangaande sonde, daar bestaan nie so iets soos sonde nie. Sonde is iets wat jy vir jouself uitgedink het. Die duiwel, daar bestaan nie so 'n persoon as die duiwel nie. Dis 'n fiksiefiguur. Die Bybel is so vol foute, jy kan hom nie glo nie. Die opstanding van die Here is fiksie. Daar bestaan nie so iets nie. Jesus Christus is maar gelyk aan Mohammed en Boeddha en al hierdie ander afgode. Dit is as vir ons teologiese studente ingeprent word. Dan voel ek soos Nehemia en Daniel. 3 weke lank het hy getreur en gehuil oor die toestand van sy volk. Die mure van Jerusalem is afgebreek. Daniel treur voor God. Daniel huil voor die Here vir die afvallige toestand van sy volk. En ek vra myself toe ek dit lees, Here, is dit ook nog in my lewe so? Of leef ek maar net voort en ek dink nie aan die verlore toestand van mense om my nie? Gee ek nog werklik om? Ek het iemand gesoek wat in die bresse sal staan, sê God. Ek het iemand gesoek wat sal waarsku en ek kon niemand vind nie. Ag, daar is ou teksie daar in Filippense 2, hoor vir Paulus. Want ek het niemand van dieselfde gesindheid wat julle belange opreg behartig nie. Want hulle soek almal hulle eie belange, nie die van Christus Jesus nie. Ek het iemand gesoek wat ek na julle toe kan stuur, wat julle belang op die hart sal dra, wat julle siel op die hart sal dra, wat julle vooruitgang in die Here op die hart dra, en ek het niemand gevind nie. Almal is besig met hulle eie saak. Ons is nie meer koninkryks georiënteerd nie. Ons is nie meer georiënteerd in die sin van hierdie wêreld met by God uitkom nie. Geliefdes, hoeveel mense het deur jou en my lewe by God uitgekom? Geliefdes, hoeveel mense is daar wat werklik by die Here Jesus Christus uitkom hierdie tyd? Wat Jesus Christus leer ken as saligmaker, dit het so skaars geword. En kom ons sê dit vir mekaar. As ons die land verander wil hê, moet ons die harte van mense verander. As die hart van 'n mens verander sy handelswyse. As ons die hart van 'n mens by God kry, dan begin hy die weë van God in sy lewe implementeer. Daarom is die oplossing vir ons land, bring mense by Jesus, gaan verkondig die evangelie, dat mense tot bekering sal kom. Want as 'n man tot bekering kom, verander sy denkwyse, verander sy ingesteldheid teenoor hierdie lewe.
Paulus sê dit mos, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou ding het verby gegaan, kyk, alles het nuut geword. Ek het dit mos reeds vir u gesê, laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemel is kan verheerlik. Geliefdes, die Satan slaap nie. Die Satan werk met alle ywer om mense na ewige verderf te sleep. Hy is nie traag nie. Hy werk ywerig om mense weg te lei van die evangelie van God, en hy juig daarin dat die kerk stil geword het. Ek en u is God se enigste oplossing. Ek en u is die enigste een wat die wêreld nog kan waarsku, wat kan getuig. Ek wil voor konings gaan getuig. Ek wil gaan vertel, ek wil die koning se hart verander, dat hy my volk na God toe kan lei. Geliefdes, die Here het nie vir ons verniet gesê, bid vir die owerhede, bid vir die leiers van julle land, dat hulle by God kan uitkom, sodat julle 'n rustige lewe kan hê nie. Ons moet bid vir ons parlement, ons moet bid vir ons president, want hulle lei ons in 'n afgrond in, weg van God af. Hulle lei ons in 'n goddelose stelsel in, en ons as kindertjies van die Here maak maar vrede daarmee. Nee, ons moet getuig. Ek het op 'n stadium, sommer net hier langs die gypsy wat Fortuin vertel is, se plek gaan stop. En elke persoon wat daar by die gypsy ingegaan het, wat soek na waarheid, hy soek antwoorde, het ek na die tyd geroep en gesê, my broer, kan ek met jou praat? My suster, kan ek met jou praat? Jy soek waarheid. Jy wil weet wat jou lewe vorentoe gaan beteken. Kom ek vertel jou wat sê God. En ek die evangelie aan hulle verkondig. Die gypsy was vir my baie kwaad. Ek het vir hom gesê, jy het jou geld gekry. Jy het aan hierdie mense nonsens verkoop. Ek vertel aan hulle die waarheid van die lewe, dat hulle die ewige lewe in die hand van God deelagtig kan word. Ek het vir elke president en leier van hierdie land wat ingekom het, 'n boek gestuur, om vir hom te vertel wat is God se weë, om hom te probeer oriënteer om by die Here uit te kom. Ons moet iets doen, geliefdes, om die leiers van ons land by die Here te bring. Die Bybel is baie duidelik daaroor. Die waarheid alleen maak vry. En geliefdes, die Bybel het nie verander nie. Sonder wedergeboorte sal niemand die koninkryk van God sien nie. Jesus Christus is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand sal na die Vader toe gaan behalwe deur hom nie. God het sy wêreld so lief gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie. Hy het sy seun in die ewige wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Hy wat in hom glo, word nie veroordeel nie, maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van die eniggebore seun van God nie. As Andreas nie gepraat het nie, was daar nie 'n Petrus nie. So kan ons dwars deur die Bybel gaan. Filippus nie gepraat het nie, was daar nie 'n Nathanael nie. U sien, die geliefde, God het getuies nodig, daarom het hy jou en my siel gered. Dat ons vir mense kan vertel van God, dat ons vir mense kan lei na die Here toe. Wie het gepraat met 'n Moody en hom na die Here toe gelei? Wie het 'n John Wesley na die Here toe gelei? Wie het 'n Whitefield na die Here toe gelei? Wie het hierdie wêreldpredikers na God toe gelei? Iemand was getrou en het gepraat. As die Here Jesus kyk, dan sê hy, die oeslande is oorryp en op die punt om te val en te vergaan. Bid tog die Here van die oes, dat hy arbeiders in die oes sal uitstuur, dat mense gered kan word. Sal dit jy wees? Sal dit ek wees? Daar is 'n woordjie wat hy byvoeg. Ek sal my nie skaam nie. Miskien is dit die kern van ons probleem. Miskien het ons skaam geraak om met mense te praat oor Jesus Christus. Dan wil ek vir jou die konkrete harde woord van die Here Jesus self gee. Lukas 9 vers 26. Hy wat hom skaam vir my en my woord, vir hom sal ek my skaam, waar ek voor my Vader eendag staan. Paulus het daar in 2 Timoteus 1 vers 18, het Paulus 'n geweldige woord gemaak, en ek gaan dit ook vir u lees. Gee my net 'n oomblik om dit te kry. 2 Timoteus, die eerste hoofstuk vers 18.
Hoor wat sê. Ekskuus geliefde, 2 Timoteus 1 vers 8. Sê hierdie woorde. Skaam jou dan nie oor die getuienis van ons Here en oor sy gevangenes nie, maar ly saam verdrukking vir die evangelie van die krag van God. Skaam jou dus nie, Timoteus, oor ons Here Jesus Christus nie. Ag geliefde, Romeine 1 verse 16 en 17. Ek skaam my nie oor die evangelie van Jesus Christus nie, want dit is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Dit was Paulus se motto. Ek gaan ly vir die Here as dit moet. Ek gaan vervolging hê as dit moet, maar ek gaan praat oor die Here en ek gaan verkondig. Jy en ek doen iemand 'n guns om met hom te praat oor Jesus Christus. Ons red sy siel van 'n ewige verderf. Die Here het dit gesê daar in Judas. As jy iemand na die Here toe bring, het jy iemand uit die kake van die hel verlos. Het jy iemand van 'n ewige dood verlos, so jy doen iemand 'n guns as jy met hom praat oor Jesus Christus. Jy bring vrede, geluk, maar meer as dit, jy bring ewige lewe na 'n persoon toe. Waarom skaam ek my? Mag ons nooit skaam vir die evangelie. Mag ons nooit skaam vir die reddende genade van God nie. Ag, ek dink aan 'n verhaal in die Bybel van 'n blinde man, 'n seun wat blind gebore is. Die Here het hierdie wonderwerk in sy lewe kom doen, dat hy siende is. Dan word daar vir sy ouers gevra, hoe het julle seun siende geword? En hulle het geswyg oor Jesus Christus, want hulle was bang dat hulle dalk uit die sinagoge gewerp sal word. Is dit jy? Is jy skaam om te praat oor die Here, omdat jy dalk vervolging kan hê? Omdat jy dalk een of ander naam toegevoeg kan word, is jy skaam om te praat oor die Here Jesus Christus? Ek en jy het 'n opdrag. Ek het reeds vir u gesê, die Here Jesus sê, die oes is oorryp. Ek dink aan Petrus, daar in Handelinge die 4de hoofstuk, en wel by vers 19 sê hierdie woorde. Toe antwoord Petrus en Johannes vir hulle en sê, is dit reg voor God om julle meer gehoorsaam te wees as God? Julle moet maar besluit. Want vir ons is dit onmoontlik om nie te spreek oor wat ons gesien en gehoor het nie. O, ek bid dat God dit vir my sal doen. Dis onmoontlik om nie te spreek oor wat God vir my gedoen het nie. Geliefdes, Paulus vra in Galasiërs 1 vers 10. Soek ek dan nou die guns van mense of die guns van God? As ek nog die guns van mense soek, sou ek nie 'n dienaar van Jesus Christus kon wees nie. Ek rig dit aan jou, soos die woord van God met my gepraat het om te sê, wie wil jy behaag? Wie se guns wil jy hê? Miskien moet ek vir u vra, in wie se guns is jy op hierdie oomblik? Staan jy in guns voor God? Staan ek in guns voor God? Omdat ons besig is om die woord van God te verkondig, omdat ons harte brand vir God. Ek wil voor konings gaan staan en getuig. Ek wil my nie skaam nie. Ek sal my ook nie skaam nie. Kom, ek sluit af. Gaan die hele wêreld in. Gaan verkondig die evangelie. Gaan lei mense tot bekering. Doop hulle, leer hulle alles wat ek julle geleer het. En kyk, ek is met julle tot aan die volëinding van die wêreld. Jy sien die geliefdes, ons praat oor 'n gesindheid. Ons praat oor kyk net na die oes. Kyk net na die goddeloosheid om jou. En weet dat jy het die oplossing. Jy kan help. Jy kan in die bresse stree. Wat gaan jy doen? Dat ek en jy eendag van die Here kan hoor, mooi so goeie en getroue diensknegt. Jy het gedoen dit wat ek van jou gevra het. Ag, ek wil vir u uitdaag. Ek wil vir u sê, geliefde, dit gaan u iets kos. Maar staan vir God. Staan vir die waarheid. Ek wil voor konings gaan getuig. En my nie skaam vir God en sy woord nie. Mag die Here jou help. Mag hy my help. En ek bid dit werklik vir myself. Mag die Here my help om onverskrokke, onbeskaamd met mense te praat wie se lewe met God nie reg is nie, om hulle by die Here uit te bring, dat hulle vrede met God kan maak. Mag die Here met jou seën. Mag die Here vir my help
om getuies van die lewende God te wees in 'n goddelose land, in 'n goddelose wêreld, wat op pad is na 'n ewige verderf, sonder God, sonder hoop. Die Here seën vir u en dra saam met my hierdie las. Ek bid vir u en ek vra vir u asseblief bid ook vir my. Goeiedag totdat ons weer saam met mekaar praat.